Belangrik dat ek en jy altyd sal onthou dat die Timoteus, veral 2 Timoteus, is Paulus se laaste brief wat hy geskryf het. Van al die baie goed wat hy in die Bybel geskryf het, laaste boek wat Paulus geskryf het, belangrik. En hy sê onder andere daarin, hy skryf nou hierdie brief vir Timoteus wat 'n jong man is. So dit is oom Paulus, oupa Paulus wat hierdie nou skryf vir die jong man Timoteus. En hy sê vir hom in 2 Timoteus 1 vers 5. Ek dink ook aan jou opregte geloof. Is dit nie mooi nie wat hy vir die jong man sê? Ek sien in jou 'n opregte geloof. Dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en jou ma Eunice was. En wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Nou wat hierdie vers doen, dit sê vir my hoe belangrik is die gesin, hoe belangrik is die familie, want ek sien die geloof in jou, Timoteus, wat ek in jou ma en in jou ouma sien. Is dit nie mooi nie? En daar's een groot opdrag in die Bybel, gaan maak disippels. Daar's die een groot opdrag. Waar begin hierdie disipelmaking? Dit begin in jou gesin, dit begin in jou huis. Papa, mama, ons het 'n geweldige verantwoordelikheid. Voor ons die wêreld gaan verander, voor ons vriendekringe gaan verander, voor ons werksplekke gaan verander. Ons moet inbou, geestelik inbou in ons kinders se lewens. Die Amerikaners gebruik altyd die woord first disciples, eerste disippels. So die groot opdrag wat sê gaan maak disippels begin by eerste disippels. En daardie eerste disippels is in jou huis en is in my huis. Nou daar's baie gesinne in die Bybel wat nie baie suksesvol was nie. Dink 'n bietjie aan Adam en Eva, dink bietjie aan die Kain en Abel verhaal, dink aan Jakob en Esau, dink aan Josef en sy broers. Ek dink daai gesinsvoorbeelde, familievoorbeelde is goeie motivering om dit anders te doen, Die Nuwe Testament is baie sterk daarop oor verhoudings, hoe om dit anders te doen. Nou die bekende skrywer James Dobson sê, die kosbaarste geskenk wat 'n ouer aan 'n kind kan gee, is om in hom of haar 'n opregte geloof in Jesus Christus te kweek. Dit is mos lekker om 'n geskenk vir jou kind te gee. Die kosbaarste geskenk is daardie geloof in Jesus Christus. Maar papa en mamma, ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ons moet dit leef, ons moet dit demonstreer aan ons kinders, ons moet dit half verkoop. Ons is die advertensie, ons is die bemarkingsveld tog van hierdie is regtig die pad na oorvloedige lewe, hierdie is werklik die pad na oorwinningslewe. Dis die pad na ware goddelike vrede en goddelike vreugde in ons lewens, sodat ons kinders hierop kan inkoop. So daar's geen groter geskenk wat jy jou kind kan gee nie. So kom ons gaan leef die groot opdrag, en daardie groot opdrag begin by ons eerste disipels, en dit is ons kinders. Kom ons gaan maak disipels van ons kinders. Heerlike uitdaging, lekker dag vir jou, kom ons gaan leef dit.